Dan sê hy, welkom by vanmiddag se vragmotor geselsie. Ons praat vanmiddag bietjie politiek. Waar kom die hele politiek in? Wat ons agterkom is, waarmee die elemente besig is maar weer eens om die boervolk te probeer kry om aan 'n politieke bestel in te gaan. Nou, in 'n politieke bestel sal jy nooit in die ewigheid enigiets reg kry nie. En hulle wil jou graag daar hê, want deur om jou in daai politieke arena te hou, weet hulle, jy is die minderheid, jy sal nooit in die ewigheid enige staanplek kry nie. Jy kan nie verteenwoordig word nie, want jy is 'n minderheid. Nou die boervolk se voordeel is dat ons is die regmatige erfgename van die ZR, wat die Transvaal en die Vrystaat en sy 21 republieke insluit. Nou daai goed het nog nooit verval nie, want as jy mooi gaan kyk, volgens internasionale taal wat hulle gebruik, staan daar nog steeds ZR, daar staan nie RSA nie. So daai goed is nog nooit verval nie. Dit wag net vir die regte tyd om weer opgeneem te word en om verder gevat te word. Nou in 2021 het die boervolk dokumentasie gestuur wat enigiemand anders tot dusver kon gedoen het wat hulle nie gedoen het nie. En daai mans en vrouens het 'n deur oopgemaak wat vir ons die geleentheid gee om hierdie goed weer te herstel. Nou, dit gaan nie sonder stampe en stote wees nie, want dit was nog nooit in die geskiedenis van die wêreld gedoen nie. So, ons moet hierdie goed uitwerk soos wat ons gaan. En natuurlik, ons almal probeer ons kop op ons lywe hou. Wat ek dalk duidelik moet stel, is die boervolk is teen geen ander mans en vrouens nie. Ongeag of hulle nou weet of hulle lewendig is of dooie staatsentiteite, dit maak nie saak. Die boervolk se missie is nie om mense weg te druk of om mense eenvoudig uit 'n plek uit te kry. Maar dit gaan oor erfreg. Dit wat erfregtelik myne is, moet aan my terugbesorg word en wie ook al daai reg besit, het die reg om sekere goed te implementeer en die reëls te maak van hoe die spel op daai grond of op daai bord gespeel gaan word. En dit is al wat die boervolk soek. Die boervolk het nog altyd gegaan oor koop die grond en ons werk van daar af. Ons het nog nêrens grond gesteel nie. Die Transvaal, die Vrystaat, daai republieke is gekoop. Dit is geruil vir 'n sekere aantal vee wat op daardie stadium wel by swart bevolkingsgroepe was, maar dit is regmatig gekoop. Dieselfde met die Dingaan-traktaat. Pieter Tiefel het daai grond by die Zulus gekoop. Dit is geruil vir dit waaroor daar ooreengekom is. Die feit dat hulle doodgemaak het, maak dit nie tot niet nie, want daai traktaat het behoue gebly. So dit is waarop ons werk. Ons moet teruggaan na daai eenvoudige konsep toe van dit wat aan my behoort en ek die reg om te bestuur. Nou, ons is nie teen RSA nie. Die ding is net ons ontken RSA. En op die oomblik gaan jy hulle stelsel moet gebruik om teen hulle self te werk. Nou, dit is nie onmoontlik nie. Daar is 'n legio van skuiwergate wat as jy die moeite doen om daai goed te begin leer en hoe dit werk, dan kan jy soos 'n koning op aarde leef. Maar dit gaan nie net eenvoudig in jou skoot val nie. Hierdie verg moeite, werk, jy gaan moet begin om tyd af te staan en sekere dokumentasie te leer en te lees. En ons probeer dit om vir die gemiddelde man en vrou daar buite makliker te maak, deurdat ons 'n groep mans en vrouens het wat hierdie goed navors en die navorsing moet ongelukkig beproef word. En ek moet dit dalk weer baie duidelik stel. Ons probeer nie RSA van die planeet afvee of enigiets in daai rigting nie. Maar op 'n stadium gaan hulle moet erken dat ons jurisdiksie is andersters as die jurisdiksie waarin hulle is. En hierdie gaan alles terug na bewys nie. Op die einde van die dag gaan dit oor wat jy kan bewys, nie wat jy wens nie. Nou, vir die Afrikaners het ek slegte nuus. Hulle is nie deel van daai partytjie nie. Daar is wel 'n stukkie grond, soos julle weet, wat
Afrikaners en boere saam besit het, waarop hulle seker kan aanspraak maak. Ons gaan op die oomblik nie sê waar so daai stuk grond is nie. Hulle kan gerus self die huiswerk gaan doen en gaan kyk. Maar die Transvaal, die Vrystaat en sy 21 ander republieke, waarvan 2 in die buiteland is, behoort aan die boervolk. En ons het daai dokumentasie, het ons, en dit sal in tyd sal dit oopgevlek word en dit sal gebruik word wanneer dit nodig is. In tyd en wyl is ons besig om die erfgename bymekaar te maak en jy doen dit deur om jouself te ontvoeg. Dit is 'n wettiglike proses waar ons RSA verwittig, laat ons weet van die bedrog wat teen jou naam gepleeg is, dat hulle jou as 'n korporasie gaan registreer het en dat jy basies nie meer 'n lewendige man of 'n lewendige vrou is nie. Deur daai dokumentasieproses wat jy invul, verwittig jy RSA dat hulle bedrog oopgevlek is en dat jy jou titel weer opneem as 'n lewendige man of 'n lewendige vrou. En dit verleen sekere regte aan jou. Nou dit plaas jy ook buite hulle jurisdiksie en hierdie is maklik gesê, maar dit is goed wat nog beproef moet word. En in tyd sal hierdie goeders begin uitspeel. Ons is al klaar besig met 'n paar sake, goed waar ons jurisdiksie toets, maar dit is goed wat ons doen op eie risiko en ons trek nie die ZR by dit in nie. So hierdie prosesse word aan die kaak gestel en ons toets dit, en as ons 'n finale produk het, dan sal die span wat daaraan werk hierdie goed openbaar maak en dit sal dan tot die gebruik wees van almal wat dit graag wil gebruik. Maar in tyd en wyl gaan jy ongelukkig nog jou voertuiglisensies moet betaal en dies meer. Daar is wel kreatiewe maniere hoe jy rondom goed kan beweeg, maar weer eens, die onus rus op jou om jouself te bemagtig met kennis en seker te maak van wat jy kan en wat jy nie kan doen. Nou daar's wonderlike gereedskap daar buite wat tot jou beskikking is. Maar as jy nog kies om sewende laan te kyk of om rugby of cricket te kyk, dan is hierdie heel moontlik nie vir jou nie. Dan moet jy maar vat soos wat dit vir jou uitgedeel word en jy moet dit aanvaar. En dit is nie noodwendig sleg nie, maar moet dan ook nie kla nie. Vir die van julle wat wel graag jou standpunt wil inneem en weer as 'n regmatige volk te kan staan en deel uit te maak van die ZR boervolk. Ek maan jou om jouself te ontvoeg, kontak gerus vir hoofkantoor en hulle sal vir die dokumentasie stuur wat ingevul moet word en daai dokumente word gestuur aan RSA om jou weer 'n lewendige man of 'n lewendige vrou te maak. En dan val jy ook outomaties in 'n ander jurisdiksie as jy dan kies om jouself deel te maak van die boervolk. Dan is daar opsies wat op die tafel is, opsies wat nog beproef moet word, maar ons het al baie gevorder met dit. En in tyd, soos wat die bevolking meer word, sal dit net al hoe makliker word, want as daar 1 miljoen mans en vrouens agter jou staan, dan het jy 'n stem wat gehoor moet word. Nou, ons ontvoeg daagliks mans en vrouens, so in daai getalle groei. Dit is wel nie so vinnig soos wat baie gedink het dit gaan wees nie. En dit is ook nodig, want jy moet die koring van die kaf skei. Want jy teken sekere dokumentasie wat jou in die jurisdiksie plaas, waar jy baie makliker 'n hofuitspraak kan kry. Dis nie 'n jarelange proses nie. Ons het regters wat aangestel is, en daar is regters wat verkies is uit die volk. En dis dalk 'n ander ding waar ons ook bietjie moet praat. Hierdie is nie 'n leierskap ding nie. Die boervolk wil nie leiers hê. Die boervolk het nie leiers nodig. Jy is as 'n lewendige man of vrou, die hoof van jou huis, is jy 'n leier op jou gebied. Jy moet net daai soewereiniteit moet jy opneem en jy moet weer vir dit begin staan. Nou, hoekom sê ek ons het nie leiers nie? Daar's ampte wat vervul word en dit word verkies uit die volk. So die volk kies sekere mans en vrouens om sekere take te verrig. En daai hele proses verseker dat jy nooit 'n diktatorskap kan hê wat iemand iets op jou afdwing wat jy maar net moet sê ja en amen nie. Dit werk nie so nie. En dit gaan dan nou vir al hierdie kom ons noem hulle wannabes wat groepe wil stig en
goed wil probeer doen, en ek sê nie noodwendig alles van daai is sleg, jy is dalk nog net in onkunde. Jy moet regmatig verkies word deur 'n groep van die mans en die vrouens wat jy verteenwoordig. En as dit nie so geskied nie, dan is jy 'n selfaangestelde leier in 'n posisie. En kom ons wees nou maar eerlik, politiek sal in hierdie wêreld, in hierdie riekalm waarin ons is, nooit weer iets vir die boervolk regkry nie. En ons het dit ook nie nodig nie, want die boervolk is op sy eie, hy is uniek aan dit wat hulle aan glo en dit wat hulle gedoen het. Ons moet net daai erfregtelike erfporsie moet ons weer opneem, en dit doen jy deur om jouself te ontvoeg, en dan word jy weer deel van die ZAR boervolk. Dit gee jou heeltemal 'n ander jurisdiksie waarin jy beweeg. Ons beweeg in 'n land- en grondjurisdiksie, nie 'n de facto korporasie soos wat RSA is, wat geregistreer is by die Security and Exchange Commission uit 'n Dun & Bradstreet nommer. Dit maak dit 'n korporasie, dis nie lewendig nie. En soos julle weet, 'n korporasie kan nie met lewendige mans en vrouens besigheid doen nie. Daarom moet hulle jou kry om sekere lisensies uit te neem en al daai klas van goed. So om hierdie ding te versnel, gaan ons meer getalle moet bymekaar kry. En soos wat ons daai goed bymekaar kry, gaan jy sien dat hierdie ding al hoe vinniger en vinniger is. Soos 'n sneeubal effek. Hoe groter daai sneeubal word, hoe vinniger gaan hy teen die berg op uit. So, en dan vat hy die berg saam met hom. So, doen die regte ding, ontvoeg jouself, maak jouself bewus van die kennis wat daar buite is, en sien uit daarna om julle aan die ander kant te sien. Seën vrede, als het mooi is.